ons is geleer dat elke preek met 'n tema het. Nou my tema van vanoggend is die blessing van dankbaarheid en die gevaar van tevredenheid. Nou as julle daarna luister, gaan julle vir my sê, Lodewyk, hoe kap jou kop hier, die twee goed is dan presies dieselfde. Dankbaarheid en tevredenheid is dieselfde. Julle is reg. Dankbaarheid en tevredenheid volgens elke woordeboek, volgens die Bybel, is dieselfde. Nou, ek het nie die HAT nie, en ek het ook nie een Oxford Diary nie, maar ek het Google. En Google sê die volgende. Dankbaarheid is 'n gevoel van dank en waardering. 'n uiting van dankbaarheid, 'n kennis gee en 'n woord van dankbetuiging. Tevredenheid, die toestand van tevredenheid. 'n gevoel van bevrediging en genoegdoening. Gelukkig wees met iets. Dankbaarheid en tevredenheid klink presies dieselfde. Daar is meer as 15 verse in die Bybel wat ons sê ons moet dankbaar wees en ons moet tevrede wees. En ons gaan al 15 lees vandag. Maar as ons kyk na 'n paar verloon van ons die eerste op die woord gooi daar. 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18. Dan my Bybel oophou en ons gaan so 'n bietjie rondspring en dit, dan gaan ons net so 'n paar van hulle lees. Dis wat ons kan sien wat dankbaarheid en tevredenheid is volgens die woord van God. En laat ons in die woord van God kan sien, dit is dieselfde. Right. 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18. Wees altyd weer bly. Bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Amen. Wil jy volgende nie sê ons Kolossense 3 vers 15. Kolossense 3 vers 15. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is. Kijk, die liggaam is die liggaam van Christus. Is tot die liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Nou, lekker hier met die volgende. Jakobus 1 van vers 2 tot 3. Ag dit loutere vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet, al die beproewing van julle geloof, lydsaamheid bewerk. Nou, wat sê die Bybel oor tevrede? 1 Timoteus 6, vers 7 tot 8. Want ons het niks in die wêreld ingebring. Dit is duidelik dat ons ook niks daaruit wegdra. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoegd wees. Vergenoegd is 'n mooi woord vir tevrede wees. Nou, waar is die een? Hebreërs 13 vers 5. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal julle nooit begewe en julle nooit verlaat nie. Nou, dus as ons nou kyk na hierdie Google betekenis en die teksverse, tydig daarop dat dankbaarheid en tevredenheid volgens ons menslike en menslike verstand is dieselfde ding. Maar nou moet die inkoop. En die geduldig is. Want daar is 'n sekere tipe tevredenheid wat nie in God se wil is. En ons as Christene is so maklik om vasgevang te word in daai tevredenheid. En ons kan dit nie aanvaar. Ja, ons gaan albei kom. Kom ons kyk eers na dankbaarheid.
Dankbaarheid is 'n gevoel van erkenklikheid en waardering. En daar is 'n noue verband tussen dankbaarheid en menslike geluk aan die ander kant. Hierdie dinge word gesloop aan ons gesoek. Ja, hierdie is alles wat uit die kennis uit. Dus is 'n gelukkige mens 'n dankbare mens. Jy is bewus van die goeie dinge wat met jou gebeur en jy aanvaar dit nooit as vanselfsprekend. Maar ja, jy weet dit kom van iewers. Jy weet dit is iets wat iemand vir jou gee. Ons as Christene weet is iets wat ons uit die hand van God ontvang. Nie waar? Dankbaarheid of geluk is nie om alles te kry wat jy soek al die tyd, maar om lief te wees vir wat jy het op 'n gegeewe oomblik in jou lewe en om dankbaar te wees daarvoor. As kinders van God betoon ons dankbaarheid aan God vir die omstandighede waarin ons ons bevind op 'n bepaalde tyd. Die omstandighede kan goed wees of dit kan sleg wees. Ja, maar ons is ten alle tye dankbaar daarvoor. Die omstandighede sluit in ons huidige geloofstoestand, emosionele toestand, gesondheidstoestand en dan ook ons finansiële toestand. Baie mense koppel dankbaarheid net aan sy finansies. Daar is baie meer aspekte aan dankbaarheid. En daar is baie dinge om ook dankbaar te wees. En dankbaarheid erken ons God en sy hand in ons lewens. Ons erken sy leiding en sy plan vir ons lewe en ons verlede en ons Here en ook in ons toekoms. Waar? Dit is God se wil dat ons in alle tye dankbaar moet wees. Want daardie gee ons erkenning aan hom in ons lewens. Ons gee erkenning daaraan dat hy 'n plan vir ons lewens het. En dat hy besig is om hierdie plan in ons lewens uit te voer. En ons lewens te bewerkstellig. En ons moet bereid wees om daardie plan te aanvaar en na te volg. Jesaja 55 vers 8 tot 9 sê vir ons, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is hy my weë hoër as julle weë, en my gedagtes as julle gedagtes. Right. Dit is duidelik dat God net die beste vir ons het. God wil hê dat het moet goed gaan met ons. In elke aspek van ons lewe. In ons gesondheid, in ons verhouding met hom veral, in ons finansies, in ons verhouding met mekaar, die mense om ons, en in die kerk. Nou, wat is die blessing wat ons ontvang uit dankbaarheid? Wat is daai blessing waaroor ons praat het in die begin, wat met dankbaarheid kom? Deur dankbaar te wees oor ons omstandighede, gee ons voor die geleentheid om ons te leer en te lei, te onderrig in die volgende. En ons groei in ons geloof, en die groei in ons emosionele toestand, en die groei in ons gesondheid, en die groei in ons finansiële omstandighede. Right, ons het nou al dit gesê. Dankbaarheid lei tot vrede, omdat ons toelaat God in ons lewens in beheer is, omdat ons dit vir hom gee, en sy ons probleme, ons omstandighede, ons bekommernisse, ons vir God gee, maar vrede, kalmte, en rustigheid in ons lewe. Ja, dit verwyder vrees. Een van die grootste wapens wat die vyand teen ons gebruik is ons vrees en ons bekommering. Maar sodra ons begin dankbaar, dan sit ons daai vrees en daai bekommering in die Here se hand en uit die duiwel se hand. Amen.
Dankbaarheid lei tot 'n dieper verhouding en 'n dieper vertroue in God. Omdat ons hierdie verhouding met God begin uit dankbaarheid, sien ons die groei en ons sien die hand wat God in ons lewens indruk. Ons sien sy leiding. Dan het 'n slimme eendag gesê, dankbaarheid lei tot beter gesond. Navorsing het bewys dat mense wat minder stres het, langer rondloop. Ja, want as jy minder stres in jou lewe het, gaan jy 'n lang en gelukkige lewe. Right, amen. Right, so stres man. Kijk, nou, hoe beoefen ons dankbaarheid? Hoe betoon ons hierdie dankbaarheid teen God? Want dit is die belangrikste. Dit is die belangrikste eiste wat God van ons verwag, is om aan hom hierdie dankbaarheid te betoon. Nou, ons het reeds genoem dat ons erkenning bring aan God en hom loof vir ons omstandighede en dit wat ons het en sê. Ons gaan op ons lewens dank. Ja, ons bid. Here, dankie vir my huis. Dankie vir my kat. Dankie vir my kat wat elke sonoggend beklei net vir die kat. Ja. Lofprys. Ja, dit gaan hand in hand gepaard met erkenning. Ons loof God deur ons lofprysing vir wat hy vir ons doen. 'n goeie voorbeeld hier was Dawid. Jy kan vat die hele Psalm gedeelte in die Bybel bestaan uit psalms van Dawid. As het sleg gegaan met Dawid, het hy 'n psalm geskryf. As het sê nie goed gegaan het met Dawid, het hy 'n psalm geskryf. As het goed gegaan het met hom, het hy 'n ander psalm geskryf. Wat die saak om was die toestand en omstandigheid Dawid was, hy het lofprysing aan die Here gegee. En elkeen van ons is ook digter, nie elkeen van ons kan 'n hart speel. Wanneer daar gevoel uit die diepte van die hart, vir die Here dankie te sê, sal dit. Dan deur ons getuienis. Deur ons getuienis wat ons bring aan ander mense oor wat met ons gebeur en waardeur ons is, bring ons lofprysing aan die Here. Want daai getuienis is tot redding van die woord. Die woord sê, op die woord van jou getuienis, sal hulle tot redding kom. Ja, dis wat God sê. Ons moet ander bedien. Ja. As ons dankbaar is, het ons dit deel met ander. En wat se opsig? Ja. As God jou bless, bless hy nie net vir jou nie. Hy bless jou om 'n blessing te wees. Ja. God wil hê ons moet dit deel. Hier in die Bybelse tyd. Paulus se tyd, een van sy leerlinge was om al hulle inkomste aan mekaar te bring en gelyk onder mekaar te verdeel. En vir ons vandag is daai en baie moeilik. Maar wat ek eet, moet ek vas. Want ek weet nie wat die dag van môre gaan bring. Wel God sê, ek wil nie oor die dag van môre. Ja, en hy was wees. Ja. Om mekaar bedien. Ons moet volkome gehoorsaam wees aan die woord van God. Kom ons sê, gehoorsaam wees aan die woord van God. Sy wil. Sy wet. Ons moet luister na die plan wat God vir ons lewens het. Elkeen van ons het 'n plan waar volgens God wil hê ons moet leef. Elkeen van ons is geroep vir 'n spesifieke doel in die lewe. Baie mense dink, ek is net geroep om verbyskool te maak. Dis waar God jou begin. Dis nie waar God jou gaan eindig. Maar ons moet gehoorsaam wees aan daarin. Onderhouding van die gebooie. Ja, so ons moet luister na die 10 gebooie. Maar as daar net 10 gebooie in die Bybel. Dat is baie. Dat is baie.
10 gebooie het God uitgebring in die Ou Testament. Yes, dis nog van krag vandag. Maar Jesus het gesê, nie een woord of titel sal verander. En hy het gekom om hierdie 10 gebooie te volbring. Maar ons ken, gaan uit, dis soos jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jy moet God liewer hê as enigiets anders. En dan sal een gebod waarom ons moet gehoorsaam wees. En dis die gebod waarvan die mense die minste. En jy dat die woord net in die Ou Testament 17 keer 17 keer sê bring jou tiende na my skatkamer. So ons moet gehoorsaam wees in ons tiende. En pastoor like me om daaroor te praat. Gelukkig like me om pastoor. I'm a teacher, not a preacher. Die tiende by God is ontzaglik belangrik. Ja. Want dit betoon eerstens jou dankbaarheid aan wat jy ontvang. En tweedens om daai ene, God besit alles. Alles behoort aan God. Hy het nie jou ching nodig nie, want dit is klaar sy. Maar hy het jou gehoorsaam gemaak. En daai gehoorsaamheid lei nie tot die verryking van die kerk nie. God sal sorg vir die kerk, en hy doen. Die kerk het baie geld. Hy is nie tesourier, dit was dan die bank. Daai geld is vir jou. Maar een of ander tyd gaan jy glyk. Een of ander tyd gaan jy vasdraak. Een of ander tyd gaan jy swaar. Dis wanneer die tiende inspeel. Dis wanneer jy onverwachte blessing in die hand van die Here ontvang. Omdat jy gehoorsaam was vroeër. En 'n klein dingetjie soos 10% van die inkomste vir hom gee. Draai jy deur elke omstandigheid. Hy sê, al gaan jy deur die vuurkoel, dit sal jou nie spreek. Al gaan jy deur 'n watermassa, dit sal jou nie oor hom kom. Nou kom ons by die lekker. Nou kom ons kyk na die gevaar van tevredenheid. Jammer Louwijk, jy het gesê dankbaarheid en tevredenheid is dieselfde. En dit is. En dit is. Ons het reeds gesê, dit is dieselfde. Maar daar is 'n tipe tevredenheid wat nie in God se wil is. Daar is 'n tipe tevredenheid wat God nie in belang stel. En die hartseer is die duiwel van ons met daai tipe tevredenheid. Baie. Hy is so slims en so slim dat hy kom met so 'n fyn draad dat ons tevrede is. Ons is dankbaar. Maar ons val in daai gat. Ram. Ek het in daai gat geval. Hy laat ons partymal voel ons is op 'n goeie plek. En ons is dankbaar daarvoor. En tevrede met ons omstandighede waarin ons bevind. Kan nie verkeerd nie. Vandaag, kom goed. Ons is dankbaar. Ons is tevrede. Maar ons is in so 'n mate tevrede dat ons niks daarop kan doen. En wat sê ek nou? Ons voel dat ons is op die plek waar ons wil en moet wees. Ons daar fout aan. Wil kom aan? Is het verkeerd om te voel dat jy is op die plek waar jy wil wees en moet wees? Alles in ons lewens is goed en dit gaan voorspoedig met ons. Ons het niks meer nodig. Ons is happy met wat ons het. Ons wil nie meer heen. Ek het geërraad. Ek is op die plek waar ek moet wees.
Ek is dankbaar. Ek is tevrede. Alles in my lewe is hankie-doop. Alles is oké. Daai gevoel van tevredenheid is 'n valse en gevaarlike gevoel van dus 8 jaar terug, 10 jaar terug, was ek nog. Ek het alles gehad wat ek wou. Ek het in 'n kolossale huis. My erf was 9000 vierkante meter. 2 slaap, ek het 2 kombuise. Ek het 2 voertuie. Dit was hier in Nieuwpoort. Ek het 'n goeie werk gehad, goeie inkomste gehad. Alles was goed, alles was reg. Dit was op die regte plek. Ek het niks meer nodig gehad. Ek was tevrede met wat ek het. Alles was hankie-doop. Die sien die gevaar van hierdie tipe tevredenheid lei tot enige men 'n idee wat dit is. Stagnasie. Ja, hoor van stagnasie. Stagnasie is wanneer ons in 'n routine verval van waar ons nie vorentoe of agtertoe wil gaan. Ja. Want ons is tevrede met die status quo. Ons is happy met die huidige omstandighede. Niks hoef te verander. Dit is 'n gevaarlike plek vir 'n kind van God om te wees. En sy sien, ons dien 'n lewende God. Ons dien 'n skepende. Ons dien 'n God wat altyd vooruit gaan. God staan nie stil. God stop. God rus. God wil dieselfde vir jou. Sien, in God se lewe is daar nie iets soos 'n stopstraat. God staan nie stil. En sodra ons op daai punt van tevredenheid waar ons stagneer, stop ons by 'n stopstuk. Ons gaan nie vooruit. En dis nie wat God vir ons wil doen. God soek groei. God soek vooruitgang. God wil hê dat met elke dag beter en beter met jou. God is nie tevrede met oor hoe dit met jou nou gaan. Ons mag dan bymal tevrede raak. Ons mag bymal op die regte pad wees. Maar dat pad op bymal 'n stopstraat. En dis nie wat God wil. Sien, in my lewe het ek by daai stopstraat gekom. Ek het gestop. Ek het nie gevoel. Ek was nie ondankbaar nie, ek was dankbaar. Dankie, ek was tevrede. Elke dag, met daai dankbaar, daai tevrede, minder op my knieë gegaan, minder dankie gesê. Want wat gebeur? Jy raak gewoond aan daai status quo. En jy begin minder en minder op die Here vertrou. En meer op die plek waar jy is. Jy begin meer en meer vertrou op dit wat jy het. God was nie happy. En God gryp in. Partymal as God ingryp, maak dit seer. En 'n oomblik en 'n oomblik verander my omstandighede. Eers word so gediagnoseer met epilepsie. Van daar af, alles in skiet. Besigheid wat ek gehad het, goed gedoen. Dit is gelukkig nou dan. Geen omstandighede, geen rede. Niks het verander in my beplanning elke dag nie. My droom.
Dan het erop soos 'n klip. Voor my huis. Voor my kaart. Voor my bakkie. My bakkie was essentieel vir my besigheid. Voor my bakkie, by bank my vader. Dat is 'n aardige gevoel, ek weet nie wie sal daar leer. Maar as hulle kom en hulle raai daai bakkie vir jou baie daar by vandag aan. Dis back. Ek moes alles. Ek staan so maat op die eerste sitkamer staan. Dat het ons gedra vir 2 weke. Ijskast, hy het geloof vir so 3 dae. So alles koop wat ons gehad om aan die deur te doen. Uit my huis uit. Ek eindig op 'n seune dogter, my vrou, met 'n slaapkamer woonstel. Die Max. Al wat ek oorgehou het op my naam was 'n yskas, en 'n bed, en die tata. Want die tata was so erg die bankroom nie te doen. En ek wil stel ek lag en baie. Weet nie wat. En daai tyd was God goed vir my. En God sê ek sal jou nooit verlaat. Ek sal jou nooit vergeet. Mense begin ons sien. Mense begin ons bless. Nog een stelletjie maak ek so stelselmatig vol. Jy moet 'n eetkamer stelletjie daar met 2 of 3 stoele. Die match nie. En is rain, en is grind, en is patch. Niks wat ek om werk nie kan wegsteek. Elke aand geëet. Maar die Here begin weer leer. God begin my weer leer. God begin my weer lei. En dat is moeilik om in te begin. Dat is hard om rookbatten te slaan. En trouwens my rookbatten met 'n basement. Net sodra jy dink niks erg kan gebeur, kap jy daar weer van die ander kant. Maar God gee my ou werk terug. Ek begin werk met my ou werk. Die helfte van die salaris wat ek verdien het voor ek weg is. Ja. Dan selfs vanmaak, dan kan ek weer yskas. Dan weer dit. Dan speel die kort. 18 jaar later, ek bly weer my groothuis. Ek het dit nooit. Hy staan vol nuwe meubels op die kant. Die Here herstel. Amen. Maak ons 'n les leer van nie tevrede wees. Nie tevrede wees met die status quo waarin is. Nie tevrede wees met ek het genoeg. Want dit is nie wat God vir jou wil. Ja, ons as Christene verval in hierdie mentaliteit van ek moet bid wat God wil hoor ek moet bid. Verstaan jy wat ek sê? Yes. Ons dink ons moet bid dit wat God wil hê ons moet hoor. Sodat ons God nie teleurstel. Terwyl God sê maak jou hartsbegeerte aan my dit. Ons is bang, God gaan neem ons as geld gee. God gaan neem ons as hoogmoedig. God gaan denk ons is trots. Nou bid ons, wat ons denk God wil hê. En dis nie wat God wil hê. God sê, maak jou hartsbegeerte aan my bekend. Amen. Hy weet wat het is, maar hy wil hê, jy moet besef wat het is. God wil hê, jy moet hoor wanneer jy bid, wat jou hartsbegeerte is. Ek dink nie, jy gaan nou bid vir 'n Porsche. Jy kan bid vir 'n kar. As jy 'n kar nodig het, bid vir. Jy moet van sien aan my kar. Die Here wat nie wil hê ek dit. Jy het nog 'n microbus gee, sodat die mense kan kyk daar sien. Ons verval in daai mentaliteit van ons moet bid wat God wil. Terwyl God wil hê, jy moet bid vir meer as genoeg. Ons bid, Here, gee my net genoeg vir hierdie maand. Here, laat my budget net klop. Here, laat ek net hierdie maand kom. Weet jy wat?
Jy gaan dit kry my broer. God gaan vir jou gee waarvoor jy bid. Jy gaan genoeg hê hierdie man. Maar jy gaan volgende man weer daai selfde spreek. Wel God sê, bid. En alles wat jy in my naam vra, dit sal jy ontvang. En as ons motiewe reg is, as ons geloof reg is, as ons verhouding reg is met God, dan ons nie bid vir die dinge van die wêreld nie. Ons gaan bid vir dit wat belangrik is vir die koninkryk van God. En wat sê God? Sodra jy my koninkryk het, my koninkryk beheer, bid vir my koninkryk, voeg ek al die ander dinge vir jou by. Nie waar? Dan kan jy jou pos kry. Maar sodra ons God se wil in ons hart het, God se belofte in ons hart het, dan maak die wêreldse dinge nie vir ons saak. Amen. En dan kom blessing. Dan kom dankbaar. Dan kom seën. En God seën. Dit net om terug te kom na wat jy bid, wat ontvang. 'n vrou bid eendag. Sê ek kanker. Dus gediagnoseerd met kanker, terminaal. Middeltyd. Maar ek het kennis. Here, gee my dat ek my net deur die skool soek. Here, Jesus. Vat ook nog te werk. Ek kan vat ook kinders die skool. Al laaste kind. Skryf met kind. Dis 'n ware geval. Al laaste kind skryf met kind. Kanker terug. Wat het ons gebeur? Ja, woorde. Here, sien my kinders deur die skool. Dink jy dat as hy vir God gebid het, Here, ek wil my klein kinders sien, my agterkleinkinders, sou hy dit nie vir haar gedoen het? En dieselfde God wat vir haar 'n tydperk genees het, om haar volkome vir die res van haar lewe genees het. En sy kon lang lewe maak. Stel dat ons van daai mentaliteit ontslae is, om te bid, net dit. Want God wil vir ons alles gee. Jesus Christus sê, ek het gekom om julle vrede te gee en voorspoed. Voorspoed in wat? Vrede, vreugde, blydskap, gesondheid, krag, sterkte, kennis, wysheid en in finansies. God het Josef nie uit die put uitgehaal en na 'n paleis toe gevat vir Josef. Staan jy op sy? God het nie Josef geseën om tweede bevel van Vader te wees, sodat Josef kon sê, ek het het gemaak, ek het genoeg, ek is tevrede met die status quo. God het Josef gevat, sodat hy 'n blessing vir sy volk kon wees. Sodat Josef kon uitdeel vir die wat dit nodig had. En dankbaarheid bedien hy sy broers en susters. Het is tyd dat ons as kinders van God 'n Josef mentaliteit. Jy weet die tyd waarin ons leef, dit gaan nie meer gebeur. Wat maak dit nou? Ons ken die omstandighede om ons. Ons sien wat gebeur. Ons sien die verwikkelinge met Trump en die ANC en dat ons politiek praat nie, dit is feit, dit is daar buiten. Dinge is besig om te gebeur. En is tyd dat ons begin bid vir die Josef mentaliteit. Wat beteken dit? Begin vra vir meer as God wil dit vir jou gee. Maar jy aktiewe moet raak. Jou verhouding met God moet raak wees. En hy sal dit vir jou gee.
Solank as wat jy en hoe meer jy uitgee, hoe meer sal God jou sien. Dit is 'n feit. God skuld niemand niks. God maak nie rekeninge. Kom vinnig maak ek van 10 minute maak. 10 minute is my preek op 'n ander dag. Daar's soveel fasette daar. Nee, wat gaan my doen? Maar as jy 8% gee, gaan jy 8% kry. As jy 9,99% gee, gaan jy 9,9% kry. Maar God is gry. As jy 10% gee, dan jy 100%. Hoor nie wat ek sê. God wil vra, God wil hê ons moet vra vir meer as hy wil het vir ons gee. Dus ons gesê, nie dat ek net met ons moet goed gaan, maar met die om ons. God wil vir ons groot, God wil vir ons beter gee. God wil hê dat het goed gaan. Hou op denk dat God wil hê dat we net elkaar is. Dis nie wie God is nie, dis nie God se kenmerk nie, dis nie God se persoonlikheid. God soek nie stopstrate in jou lewe. God wil nie hê jy moet stilstaan. Hoe beveg ons hierdie tevrede? Hierdie tevrede van ek is oké. Hoe beveg jy? In die eerste plek moet nooit ophou. Moet nooit ophou vra. Nooit ondankbaar. Dis so. Wees dankbaar oor waar jy jou bevind. Goed of sleg, dit maak nie saak. Ek was down and out. Maar niemand in die kerk het dit gedoen. Ek het nie met dit op my gesig gehoor. Ek was down and out. Ek het niks gehoor. Maar ek was nie ondankbaar. Ek was tevrede met wat God doen. Hoekom? Omdat ek het besef, daar is 'n les op toe. En omdat ek daai les aanvaar, omdat ek geleer het om in daai omstandigheid waarin ek is, dankbaarheid te doen. En die regte tevredenheid te doen. Het God my herstel. Nog nie weer ouders nie. Nou is daar nog een rekening wat deurkom. Maar kom dan. Nee, weet wat, ek gaan nie weer stop. En ek weet dat God my gegee. Nee, die begin. Daar is nog soveel meer wat kom. Moet nooit ophou. Vra. Vir groei. Moet nooit ophou. Vra. Die Here geef my meer as genoeg. Want dit is God se wil. God wil hê jy moet groei. Here gee my meer as genoeg kennis. Here gee my meer as genoeg wysheid. Ja, die woord sê dis geniet. Soos jy geniet gee. Moet vra dat. Gee my meer as genoeg gesondheid. Sodat ek gaan werk. Jy is in die tyd met werk wat ek kan doen vir jy. Want ek weet, as my vader van die tuin na die pad is. God wil hê jy moet jou mentaliteit verander. God wil hê jy moet besef, jy is 'n koning en 'n priester. En 'n koning en 'n priester. Meer as. Meer as. Moenie stop by die stopstrate in jou lewe. Stop in die stopstraat albei, asseblief. Maar moenie stop by die stopstrate nie. Maar nooit kom op die punt en sê, ek is genoeg. God, altyd
geneed, meer vir jou, meer vir die om jou. Dit vat een regverdige persoon in 'n huisgesin van 10 mense, om na hele huisgesin te sê. God sê, ek sal 'n nasie vir jou uitrus. God het dit gedoen. Israel het 'n nasies uitgerus. God wil vir jou soveel gee. Ook glo dat God wil hê, jy moet tevrede wees met net dit. Wees dankbaar vir net dit. Wees tevrede daarmee. Maar nie in die sin van, ek het nie meer nodig. Amen. Ons eerlijk gewoon, gunsteling ding is, ons is, tot alles in staat, Jesus Christus wat ons die kracht. Amen. Ons Vader in die hemel is, Vader, ons kom volgen my in tweede soek naam van Jesus. Vader, ons kom net volgen, Heer, om dankie te sê. Dankie te weet dat ons kan weet, Heer, dat U ons plan, dat U vir ons pad het wat U wil leer ons stap. Here, dat U vir ons lewensverhaal geskryf het. Dankie, Here, dat ons kan weet en daardie lewensverhaal is nie 'n stopstraat. Here, U wil nie hê ons moet ophou groei. Here, U wil nie hê ons moet stagneer en gaan stilstaan. Here, U wil nie hê dat ons in so 'n mate tevrede moet wees dat ons stagneer in ons omstandighede. Vader, ek ons die Josef mentaliteit. Met te dien in gees en in waarheid. En U koninkryk te vind, Here, sodat U vir ons al die ander dinge kan byvoeg. Sodat ons in die tye wat voorlê, Here Vader, want U sê vir ons in die woord dat die tye wat voorlê is moeilike tye, is donker tye. Maar dat ons in daardie tye die lig kan wees vir die wêreld. Amen. Dat ons in daardie tye die lig kan wees waar jy mense sal kom. Here, nie net om die waarheid geloof die woord nie, maar ook om seëning te ontvang. Blessing te ontvang en dankbaarheid. Vader, seën ons elkeen, bless ons elkeen van ons krag, sterkte, die kennis, die wysheid en die onderskeidingsvermoë. Dat ons die leuen van die vyand sal hoor, want dan met daardie een van dat ons kom, dat jy is op die plek waar jy moet wees. Ons weet ons is op die regte plek. Ons weet dat ons is op pad na waar U ons wil hê. En ons weet, die pad het nie 'n stopstraat. Seën ons, bless ons, vang ons liefde en vang ons dankbaarheid en vang ons tevrede. Here, mag U geloof en geprys word in alles. Amen.